na 'n bekende gedeelte toe, is nou nie so bekend soos vanoggend se gedeelte nie, maar nietemin ons blaai na Lukas 18 toe. En dit is die gelykenis van die onregverdige regter. Lukas 18. Kom ons lees die gedeelte, Lukas 18 vanaf vers 1, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie. Maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. En ons lees net daardie gedeelte vanaand saam vanuit die woord van die Here. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net weer saam. Wonderlike Here, ons maak U naam vanaand weer groot. Here, as ons maar net aan die gedagte dink, as dit nie vir U was nie, waar sou ons vanaand gewees het? Here, in wat 'n hopelose situasie sou ons gesit het? Met wat 'n nood sou ons in ons harte gesit het? Here, ons weet nie waar ons onsself sou bevind nie, maar omdat U in ons lewens ingekom het, omdat U vir ons goed is en U is met ons, en U is naby aan ons, Here, is ons vanaand hier. Kinders van die almagtige God van hemel en aarde, Here, met 'n verwagting dat U met ons praat. En saam met dit, Here, die verwagting dat U ook vanaand by ons teenwoordig sal wees, dat ons U teenwoordigheid sal ervaar, dat ons U woorde sal hoor en dat U ons sal aanspoor om te doen wat U welbehaaglik is. En so, Here, weet ons ook, U leer ons in die woord om ook vir mekaar te bid, Here. Vir mekaar in te tree. En so kom ons vanaand en ons bid, Here, vir die mense in ons gemeente. Ons bid vir hulle wat siek is, ons bid vir hulle wat seer het, ons bid vir hulle wat hartseer is, wat uitdagings het, wat moeilike omstandighede het. Here, ons bid vir elkeen van hulle dat hulle U in daardie situasie sal soek, Here, en dat hulle U sal vind. Dink ons weer aan Matteus 7, hulle sal vra en bid en soek en vind, as hulle na U vra met hulle hele hart, Here, en so bid ons, dat U by elkeen in daardie situasie sal wees. Here, maar so bid ons ook vir ons kerkraad, ons bid dat U vir ons die wysheid sal gee, om hierdie gemeente vooruit te neem, soos wat U vir ons die leiding gee, Here, en dat ons sal optree in die krag van die Heilige Gees. Ons bid vir die susters, Here, hulle wat ook so arbei hier in die gemeente, Here, dat hulle dit sal doen met die liefde en met die barmhartigheid, Here, soos wat U dit sou gedoen het. En as mense hier inkom, Here, dat hulle die gasvryheid sal beleef, Here, en ook die onderlinge onder mekaar, dat die susters mekaar sal ondersteun en bystaan, en daar is vir mekaar. Ons bid vir die kinderbediening, Here, wat ook nou gesluit is vir die vakansie. Ons bid vir elke onderwyser, Here, as die kinderbediening weer heropen, Here, dat U vir ons 'n passie sal gee vir daardie kinders. Here, ons is in 'n posisie waar ons hulle kan leer, waar ons vir hulle voorbeeld kan wees, en ons bid vir elke onderwyser, Here, dat U so vir hulle sal dra. Ons bid vir die kinders, dat U vir hulle sal beskerm in hierdie vakansie, Here, dat hulle op die regte pad sal bly, dat hulle nie met verkeerde dinge betrokke sal wees nie, Here, maar dat hulle ook, jong soos hulle is, of dit die heel kleintjies is,
En of dit ons tieners is, Here, dat hulle oë in hierdie tyd op U sal bly. En ons bid ook as die kinderbediening weer begin, Here, dat hulle reg sal wees en dat U met elke kind sal wees. Here, en ons dankie ook vir die gedagte wat ons gekry het daar van 'n ander gemeente om vir ons kinders te bid en die handjies uit te deel. En ons bid so, Here, dat U elkeen wat 'n handjie geneem het, dat U vir hulle sal bekragtig om vir daardie kinders te bid. Here, want ons jeug en ons kinders het die gebede so nodig. En daarom vertrou ons U ook vir elkeen van hulle. Here, ons bid ook vir ons sendingkommissie en waar hulle gister traktaatjies uitgedeel het en challenge koerantjies uitgedeel het. Here, dat U met elke traktaatjie sal wees. Here, iemand wat hom miskien in die ruitveer van 'n motor gekry het, of iemand wat hom in die hand gekry het, Here, dat U daar sal wees en dat U vir hulle sal deur daardie traktaatjies, Here, net hulle gedagtes sal dit werk om die vraag te vra, is my saak met die Here reg? En ons bid, Here, dat U dit kragtig so sal gebruik. En ook elke ander faset van ons gemeente, Here, dat U dit kragtig sal gebruik en dat ons vir U tot eer sal wees. En so bid ons ook en ons sê dankie, Here, vir die goeie dinge wat ons beleef in ons gemeente, Here, die feit dat ons selfstandig word, die volledige kerkraad wat ons het, die kerkgebou wat ons het, Here, alles wat ons van U af ontvang het, kan ons maar net vir U kom dankie sê. Ook die besoekers, Here, wat so hier inkom, waar ons vanoggend weer 'n nuwe besoeker gehad het. Here, sê ons vir U dankie. Ons leer so uit die woord uit, Here, U sê U is die een wat by die gemeente voeg. En daarom vertrou ons U, Here. En daarom sê ons dankie wanneer U mense hiernatoe bring. Maar ons bid ook vir daardie besoekers, Here, dat U vir hulle hier 'n geestelike tuiste sal gee, dat U hier vir hulle sal vasmaak en dat hulle sal deel vorm hier van die liggaam van Christus. Dankie, Here, dat ons vir ons gemeente kan bid. Ons bid ook vir elke ander gemeente in ons kerk, Here. Ons bid vir elke predikant, elke kerkraad en dan ook spesifiek, Here, vir die gemeentes wat vakant is, die gemeentes wat miskien onder moeilike omstandighede is, Here, en wat sukkel. Bid ons vir elke gemeente, Here, dat U as herder van daardie gemeentes hulle sal bystaan. En wil ons ook vanaand kom dankie sê, Here, vir die lig aan die einde van die tonnel vir Malmesbury, Here, dat hulle Desember 'n predikant weer gaan hê en dat U vir hulle so sal vorentoe neem. En ons bid ook vir elke saak wat hulle nog moet uitsorteer voordat die predikant kom, Here, dat U daar vir hulle die wysheid sal gee en sal help dat hulle so sal voorberei vir die predikant wat kom. Ook vir Boksburg gemeente, Here, ons bid dat U ook met daardie gemeente sal wees en waar hulle nou al ook bid en reg is vir dit wat in hulle toekoms ook lê, bid ons dat U ook vir hulle predikant sal gee, dat U in sy hart sal werk, dat U in hulle hart sal werk en dat U so met daardie gemeente sal wees. Here, en ook elke ander gemeente in ons kerk. Here, maar ook so die ander gemeentes in ons dorp, Here, ons bid dat U hulle sal help, dat U daar sal begin by predikante, by kerkrade, Here, dat U hulle oë op U sal vestig en dat hulle nie sal besig wees met nietighede of verkeerde dinge nie, maar dat hulle sal besig wees, Here, met U woord, met U evangelie en dat U woord in krag en in waarheid sal uitgaan. Dankie daarvoor, Here, dat ons ook vir ons dorp kan bid, maar dan bid ons ook vir ons land, Here, en ons wil weer eens net vanaand kom dankie sê, die onluste wat daar was, Here, ons het gebid dat U mense sal beskerm en as ons kyk hoe het dit gegaan, Here, dan staan ons eintlik verbaas met hoe goed dit gegaan het, Here, en hoe beheers dit was, en kan ons vir U net kom dankie sê daarvoor, Here, maar bid ons ook vir die toekoms van hierdie land, Here, ons bid vir die toekoms met die regering, Here, ons wonder soms wat gaan gebeur, is daar omdraai kans, of gaan die land net verder agteruit gaan, Here, maar ons dien 'n God wat in staat is om enigiets te doen, en daarom dra ons land, ons mense, aan U op, en die belangrikste van alles, Here, dat U in hierdie land, mense se siele sal red. Ons sê dankie, Here, dat ons vanaand dit alles kan bid, dit na U toe kan bring, veilig in U hande plaas, en net vir U sê dankie, dat U die hoorder van gebed is. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons begin dan met ons teks van oordenking, wat die eerste vers is, wat sê, en hy, wat die Here Jesus Christus self is, het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens
gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En ons tema dan in hierdie aand is die regverdige regter en die verhaal van die onregverdige regter. So ons sien dadelik die kontras. Die regverdige regter, alles somme hoofletters, en die verhaal van die onregverdige regter. Vanoggend het ons stil gestaan by die Here is my herder, en net die besef dat hy is ons hemelse opperherder, en hoe veel beter hy is as enige aardse herder wat daar miskien kon wees, dat hy so herder 100 maal sou oortref. En nou vanaand met daai gedagte, die verhaal van die onregverdige regter, wat net weer vir ons sit op die fokus op die Here wat beter is as enige aardse regter, wil ek daai selfde woorde gebruik, wat enige aardse regter 100 maal oortref. Ons regverdige regter. En om daarby uit te kom, om sy regverdigheid te sien en die feit dat hy weer daar is vir sy kinders, gaan kyk ons vanaand na die gelykenis van die onregverdige regter. 'n Gelykenis vertel deur die Here Jesus self, en hierdie gelykenis het ons klaar gelees, ons weet, dit gaan oor gebed. Die woord van God is vol opdragte om te bid. En ons het hierdie week met ons bid hier, het ons ook daaroor vinnig gepraat, oor die saligsprekinge en oor die bergpredikasie, en hoe die Here net vir sy kinders die opdrag gegee het en geleer het oor gebed, die Onse Vader, maar ook dan Matteus 7 vers 7, bid, vir julle sal gegee word, soek, julle sal vind, klop, vir julle sal oopgemaak word. So die Here leer sy kinders om te bid. Maar dan ook ander gedeeltes, soos Jakobus 5 vers 16, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag, Matteus 21 vers 22, en alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Ons besef dan die erns en die krag daarvan om te bid. Maar ons gebede word nie altyd vinnig beantwoord nie. Partykeer doen dit, partykeer bid 'n mens en die Here antwoord dadelik, partykeer bid 'n mens en hy gee baie vinnig die uitkoms, maar ander kere vat dit lank en dit gebeur nie op die tyd wat ons verkies nie. En die rede hoekom dit nie altyd vinnig beantwoord word nie is goddelike wysheid. Dis hoekom die Here weet. Deur sy genade antwoord hy nie altyd vinnig nie, en daarom vertrou ons daarop. En ons weet, dit is 'n goddelike rede as die Here nie dadelik antwoord nie. Maar alhoewel die Here ons soms laat wag, voordat hy ons gebede beantwoord, gee hy nog steeds vir ons die opdrag. Hou aan bid. Gedurig bid en nie moedeloos word nie. En dit bring ons nou by hierdie gelykenis van die onregverdige regter, wat gaan oor daardie feit dat 'n mens moet aanhou bid. Nou, baie van die gelykenisse in die woord word die betekenis nie altyd dadelik gegee nie, en van die gelykenisse vra die disippels, maar Here, wat beteken dit? En die Here lê dit vir hulle uit. Maar met hierdie gelykenis sommer dadelik, die heel eerste vers, sê hy vir hulle, in hierdie gelykenis het hy vertel, met die oog op, dadelik die rede, bid en moenie moedeloos word. En hierdie verhaal van die weduwee, die vrou wat nie moed opgee nie, wat aanhou om reg en geregtigheid te soek. Al was dit ook vir 'n onregverdige, ongevoelige, korrupte regter. Die Here Jesus vertel hierdie gelykenis aan 'n groep van sy naaste disippels. En nou as ons so 'n bietjie teruggaan, Lukas 17 vers 22, dan staan daar, en hy sê vir sy disippels. So hy vertel dit vir hulle. En interessant genoeg, ons weet die Bybel is vol interessanthede, en as 'n mens delf, dan kom 'n mens op baie van hierdie interessanthede af. Maar een van hulle is die feit dat hierdie gelykenis net in Lukas voorkom. Nou ons weet die evangelies verskil, en hulle elkeen het 'n unieke uitkyk op die verhaal van die Here Jesus. Hulle elkeen het 'n unieke fokus. Matteus wat fokus op Jesus as koning, Markus Jesus as diensknegt, en dan Lukas die Here Jesus as mens,
en dan Johannes, die Here Jesus, as die God van die hemel en die aarde. Maar nou Lukas, wat fokus op die menslikheid van die Here Jesus, kom gee vir ons hierdie verhaal. En hierdie verhaal volg direk op die lering van die tweede koms van die Here Jesus, en hoe dit in die laaste dae sal wees. Nou weet u, ek het nou laasweek het om Nico gepreek, maar die week voor dit, die Sondag aand, het ons juis gepraat oor wat ons moet doen, ons op die eindes van die aarde, die laaste tyd gekom het. Wat moet ons doen? Hoe moet ons optree? Nou kom daardie gedeelte, die tweede koms van die Here Jesus, en daar's nie 'n breek nie, hy gaan direk aan, daar's nie 'n verandering in gehoor nie, hy gaan aan met sy gedagte, en dit wys net vir ons, dit maak nie saak watter tyd 'n mens in leef nie, dit maak nie saak hoe moeilik die omstandighede is waarin 'n mens is nie, al lyk die wêreld of dit besig is om na 'n einde toe te beweeg. Regverdige mans en vrouens moet aanhou om te bid. Die kinders van die Here moet aanhou om te bid. En daarom het hierdie verhaal so direkte impak op ons. Want ons weet vanuit 2 weke terug se boodskap en dit wat rondom ons aangaan en die tekens van die tye, die koms van die Here Jesus is naby. Die voorspellings het al in vervulling gegaan, alles is in plek. Ons wag eintlik net vir die Here Jesus om te kom. Maar dit beteken ook, ons lewe in 'n tyd van chaos. Ons weet alles is besig om reg te maak ook vir die anti-kris en die 7 jaar van verdrukking, en ek wil nou nie vanaand oor die eskatologie preek nie, maar ons lewe in chaos. En ons sien dit in die situasie in ons eie land. Nou ons gaan nie, ek wil definitief nie van die kansel af politiek praat nie, maar ons weet wat aangaan in ons land, ons weet wat gebeur tussen die mense van ons land, die skokkende uitsprake wat gemaak word, en die feit dat wil amper sê min tot geen geregtigheid geskied nie. As ons kyk na die geestelike klimaat van ons land, nou daaroor kan ek van die kansel af praat. As ons kyk na die geestelike klimaat van ons land, dan sien 'n mens kerke loop leeg. Hier by ons gaan dit nog redelik goed, maar as 'n mens kyk, hoeveel kerke word verkoop, hoeveel geboue loop leeg, en ons kyk na alles wat kinders van die Here aan blootgestel word, en ons kyk na die omstandighede waarin kinders van die Here is, dan sien ons die situasie lyk nie altyd so rooskleurig nie. En dan vra ons, maar wat moet ons doen? As kinders van die Here, wat in die laaste dae leef, wat moet ons doen? En dan is dit asof die woorde van Lukas 18 weer klink, wat sê, 'n mens moet gedurig bid en nie moedeloos word. Ons moet bid. As ons die omstandighede in ons land sien, dan moet ons die Here se aangesig soek. As ons die geestelike klimaat van ons land sien, dan moet ons die Here soek as 'n oplossing. As ons kyk in watter situasies ons familie en vriende sit, dan moet ons die Here soek. Ons moet bid vir ons land, vir ons nasie, vir ons persoonlike lewens. Die enigste oplossing wat ons het, is bid sonder ophou. Bid. En daai feit sien ons weer vanaand deur die woord van God. Vanuit die verhaal van die onregverdige regter, bid en moenie moedeloos word. Nou so rukkie terug, toe ek nou oor Ester gepreek, en ek onthou ek het gesê, dis amper soos 'n drama of 'n verhaal, en ons het so na die karakters gekyk, en vanaand gaan ons nou amper dieselfde doen, ons gaan kyk na die karakters in hierdie gelykenis, en as ons dit klaar gedoen het, dan kyk ons na die draaipunt. Kyk, elke groot drama het mos 'n draaipunt, dit loop uit tot op 'n krisis, en dan verander alles skielik, en dan loop dit nou uit op die gelukkige einde. So, ons gaan hier kyk na die 2 karakters, en dan ook na die groot draaipunt in die verhaal. So ons begin, die eerste karakter wat van melding gemaak word, is die onregverdige regter. En ons lees dadelik, daar was 'n regter in 'n stad, wat God nie gevrees en geen mens onsien het nie. Nou vir ons is die beeld redelik bekend, en as ons nou dink aan 'n regter, dan ons weet ons min of meer wat gebeur het, maar vir die mense van daai tyd, was dit 'n baie bekende gesig gewees. Daar was baie weduwees gewees wat hulle gesien het, van geweet het, en daar was baie korrupte regters gewees, wat deel gevorm het van die kultuur van daardie tyd. Dit was glad nie iets vreemd nie, en geregtigheid in daardie tyd
was iets wat baie moeilik was om te vind. So in daai opsig is dit nie uniek in ons tyd nie. Dit was min dat geregtigheid in daai tyd geskied het. Nou een van die groot redes daarvoor is die verskillende regters in daardie tyd gewees. Nou mense het twee tipes regters gekry. Aan die een kant het jy die Jode gekry, en dit was nou die Sanhedrin, het hulle genoem, die Joodse Hooggeregshof, en hulle het bestaan uit 71 godsdienstige manne, wat die hoogste gesag in daardie tyd gehad het onder die Jode, die hoogste gesag in die Ou Testament, en ook die oorlewering van die wet. Maar, nou lees ons van hierdie manne in die Nuwe Testament, en 'n mens dink nou, dit sou nou goeie regverdige manne gewees het, hulle is mos godsdienstige manne, maar hulle was alles behalwe regverdig gewees. Ons lees, hulle was neerdrukkend gewees, hulle het onregverdig opgetree, hulle het die verdraaide lering gehad van die Fariseërs en die Sadduseërs in die Nuwe Testament, en hulle het vinnige vonnis, en hulle vonnisse was geweldig swaar gewees, en hulle was bekend daarvoor, dat hulle korrup was. So aan die een kant, nou wil die mense hulle beroep op hierdie Sanhedrin, maar hulle is korrup. Hulle is daar vir die mag en die krag en om uit te staan. Maar nou aan die ander kant, nou is dit die politieke kant gewees, die Romeinse regters. Nou kan 'n mens dink, maar dalk kan ek my daarop beroep, want hierdie Romeinse regters het die kriminele sake hanteer. Maar hulle het ook 'n agenda gehad. Hulle het altyd opgetree in die belang van die keiser. Hulle het altyd opgetree in die belang van die Romeinse regering van daardie tyd, en hulle was die korrupste van alle regters gewees. So die Sanhedrin was erg, maar hulle was nog erger gewees. Nou hierdie mense het groot salarisse ontvang, hulle is betaal vanuit die tempel se inkomste, alhoewel hulle heidene was en ongelowiges was, en hierdie manne het geen morele waardes of integriteit gehad nie, en die Jode het hulle in dieselfde lig gesien as wat hulle die tollenaars gesien het, so korrupte regters. So nou dis die mense wat in daai tyd reg en geregtigheid moes laat geskied, die Sanhedrin en hierdie korrupte Romeinse regters. En as die Here Jesus nou kom met hierdie gelykenis van die onregverdige regter, dan het die mense dadelik die beeld gehad. En as hy sê, hy het geen vrees vir God en geen onsien vir mense gehad nie, het die gehoor, die disippels, die mense wat daar was, dadelik geweet, dis die Romeinse regter. Want hy het geen onsag vir God of die woord of die wet gehad nie. En hierdie regters het posisies beklee omdat hulle geld, omdat hulle status lief gehad het. Hulle was nie bekommerd oor reg en geregtigheid. En daarom as ons hierdie man sin die eerste keer van hom lees in vers 2, dan sien ons dadelik dis 'n onregverdige regter. Die mense het dadelik geweet wat daarmee bedoel word. En die Here Jesus gebruik die beeld van hierdie man, die slegste van die regters, om 'n positiewe boodskap oor te dra. Die positiewe boodskap daarin is die regter met wie ons vandag te doen het. Want daai onregverdige regter word gebruik om die kontras te wys tussen die regverdige regter, ons regverdige regter, en hierdie onregverdige regter. Dit wys vir ons hoeveel beter die regverdige regter is. En dis hoekom vers 7 sê, sal God dan nie, nou in kontras met die onregverdige regter, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Die Romeinse regter het geen onsien vir mense gehad nie, geen meegevoel, geen emosie het gehad nie. Maar ons regter, wat lankmoedig is, wat die woord sê is lief vir sy kinders, wat die mens so lief gehad het dat hy vir hulle gesterf het, toe hy nog sondaars was, Romeine 5 vers 8, wat sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Groter liefde is dit, is daar nie as dit nie. Nou sien ons weer die kontras, geen onsien vir mense nie, die Here Jesus wat sy lewe gee vir mense.
En die Here Jesus is nie net lief vir ons nie, maar hy het meegevoel. Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Wat vir ons sê, ons het 'n regter wat verstaan. Ons het ook 'n regter wat nie in die keiser se belange optree nie, maar hy tree in ons belang op. Romeine 8 vers 28, ek het dit vanoggend ook aangehaal, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek het die vers met die Ester gedeelte, het ek dit ook baie aangehaal. Maar die Here tree op in ons vooruitgang, hy tree op in ons belange, alles ten goeie meewerk. Die Here het die beste vir ons in gedagte. En boonop alles, die Here tree altyd, maar altyd regverdig op. Dis deel van hom, dis deel van sy attribute. Daniël 9 vers 14, want die Here onse God is regverdig by al sy werke wat hy doen. Hy is die regverdige regter, wat lief is vir ons, wat meegevoel het met ons, wat altyd ons beste in gedagte het. En dan sien ons het daai duidelike kontras tussen hom en die onregverdige regter. En daarom praat ons vanaand, dat ek gesê het, ons tema is die regverdige regter. Want hy is die regter wat daar is vir ons. Maar dan die tweede karakter wat ons in hierdie gedeelte raak sien. Die een kant het ons nou die regter, maar aan die ander kant daardie desperate weduwee. Vers 3. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. So die enigste ander karakter in die verhaal. En in die paar verse leer ons eintlik baie van haar. Ons leer eerstens, sy was 'n weduwee gewees, en ons leer sy was alleen. Nou hoekom sê ek sy was alleen gewees? Nou weet ons het nie altyd die konteks van daardie kultuur nie, maar in daardie kultuur was die hof nie die plek vir 'n vrou gewees nie. So wanneer 'n vrou na die hof toe moes gaan of 'n saak gehad het, dan sou sy nie in die hof verskyn nie, tensy dit absoluut nodig was nie. Sy sou eerder 'n man in haar plek stuur. Sy sou 'n man in haar lewe vra, so dit sou haar man wees, of 'n broer, of 'n seun, of 'n neef, of selfs ver langs 'n familielid, of 'n buurman. Hulle sou enige man vra om eerder in hulle plek te gaan. Maar die vrou se man is dood. En die feit dat sy na die hof toe gaan, sê vir ons, daar's geen ander man in haar lewe wat haar kan help nie. Sy is alleen, sy is hulpeloos, en daarom gaan sy na die hof toe, en sy verskyn voor hierdie regter. So net die feit dat sy daar gestaan het, leer eintlik vir ons baie van haar. En in daardie tyd was daar baie spesiale behandeling vir weduwees, en ons kan nou nog gaan kyk in die woord van die Here, hoe hulle gevoel het oor die wees en die weduwees. Mense het dikwels na hulle gekyk, en selfs daardie feit het gemaak dat hy hom nie jammer kry nie. Hy het geen meegevoel gehad, al was hy 'n weduwee. En dan sien ons verder, sy was die offer van een of ander ongeregtigheid gewees, en daai desperaatheid was so erg, dat sy in die hof verskyn voor die regter, en dat sy dit nie een keer doen nie, maar meer as een keer verskyn voor die regter. Sy het geen ander uitweg gehad nie. En in haar desperaatheid hou sy aan om terug te kom. Ten spyte van sy koue reaksie aan die begin, hou sy aan. En die ander ding wat ons raak sien, is sy moes 'n goeie saak gehad het. Want sy sê nie een keer, help my want ek is 'n weduwee nie. Sy sê nie een keer, help my want ek is alleen nie. Nee, sy sê net, doen reg aan my teenoor my teeparty. So sy het nie gevra vir spesiale behandeling nie, sy het net gevra, hanteer die saak. So dit moes 'n goeie saak gewees het. Dit moes 'n maklike saak gewees het om te hanteer, omdat dit in gunste van die weduwee was, maar die regter het haar elke keer net weggewys. So dit bring ons terug na vandag toe. Ons weet wie ons regverdige regter is, wat weer eens so in kontras met die onregverdige regter is, heeltemal die teenoorgestelde, maar wie is die weduwee? Hierdie weduwee stel almal voor wat hulpeloos is, wat desperaat is, wat moedeloos is. Sy stel almal voor wat hulp nodig het.
wat na iemand toe moet gaan, en daarom gaan sy na die regter. En elkeen van ons, is iewers in ons lewens, is ons daar die weduwee. Is ons iewers waar ons die Here nodig het, waar ons die regter nodig het, waar ons die Here se ingrype nodig het. En waar ons daar voor die regter verskyn en vra, help ons. Help ons met hierdie saak in ons lewens. En elke keer wat ons bid, is ons daar voor die regter. En dan pleit ons voor hom. En die woord sê vir ons, Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So dis 'n aanmoediging. Neem vrymoedigheid, gaan na die Here toe, want dis waar ons hulp kan kry. En daarom moet ons bid, want gebed maak 'n verskil. Matteus 7 vers 7 is ons leervers vir die week gewees, en ons het dit by die bid hier hanteer. Bid en vir julle sal gegee word, soek julle sal vind, klop, vir julle sal oopgemaak word. Maar selfs ons regter, wat soveel meegevoel het, soveel liefde vir ons het, antwoord ons nie altyd dadelik. En dit bring ons by ons laaste en ons derde gedagte, die groot draaipunt. Lukas 18 vers 5. Tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. So nou kom ons by die kruks van die verhaal. Dit wat ons in die eerste vers gelees het, die hele punt, hoekom die Here die verhaal vertel het, word nou gesien. Die regter help uiteindelik, omdat die weduwee by hom aandring, en hy gee in, en hy help haar. En hy praat uiteindelik met homself in vers 4 en 5, en hy sê, in 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God en al ontsien ek nie mense nie. So hy besef hoe onregverdig hy is, en hy spreek self, dat hy God nie vrees en hy mense nie ontsien nie. Maar die vrou het hom so, en ek wil nou net die plain Afrikaanse woord gebruik, die vrou het hom so irriteer, so haarself opgedring, dat hy uiteindelik gesê het, net om ontslae te raak van haar, ek sal haar help. En hy doen dit. Maar hy doen dit ook vir sy eie gewin. Hy sê, sodat sy nie uiteindelik kom en my in die gesig slaan. Nou dis wie, ek het vanoggend gesê, oor die, hy verkoop my siel. Die Afrikaans en die Engels vertel nie altyd vir ons die hele verhaal nie, en hier is dit dieselfde. Die Griekse woord vir eindelik beteken vir ewig. So hy sê eindelik, sodat sy nie vir ewig, en die Griekse frase om in die gesig te slaan, beteken gepynig. So eintlik wat hy gesê het is, maar sodat hierdie vrou my nie vir ewig pla nie, sodat hierdie vrou my nie vir ewig pynig nie, sal ek in haar reg doen. Dis dieselfde gedagte wat Paulus gebruik as hy in 1 Korintiërs 9 vers 27 sê, maar ek kastei my liggaam. So hy sou hom nie letterlik in die gesig slaan nie, maar uithou vermoë was so dat dit vir hom pynlik was. En hy help haar. Maar natuurlik om van hom ontslae te raak. Maar ons sien hierdie draaipunt. Dit wat ons in die eerste vers al gelees het, hierdie gelykenis word vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En die Here leer vir sy kinders hoe om te bid. Hy sê in Psalm 55 vers 17 en 18, maar ek roep God aan en die Here sal my verlos. Saans en smorens en smiddag klaag ek en steun en hy hoor my stem. Weereens die kontras tussen ons Here wat wil luister en wat wil help en daardie regter. Die Here wil hê ons moet na hom toe kom. Die Here wil hê, die Here Jesus sê, bid en moet nie moedeloos word nie. Al vat dit ook 'n tyd lank, al word ons gebede nie dadelik beantwoord nie, want dalk is dit nie die regte tyd nie. Maar die Here verwag van ons om aan te hou bid, volhard in gebed. Want daar's 'n regverdige regter wat hoor. En nou lees ons ook in die gedeelte, die omstandighede maak nie saak nie. Soos ek gesê het, hierdie vrou, as 'n mens net dink aan haar omstandighede, sy kon haar nie beroep op die Sanhedrin nie, en aan die ander kant was hierdie onregverdige regter, iemand het iets aan haar gedoen, sy is in 'n hopelose situasie, maar sy hou aan. Nou kom die Here Jesus en hy leer in die vorige gedeelte wat hy praat van die laaste dae,
en dan kom hy by kinders van die Here, hulle moet aanhou bid. Oor al die sake, oor hulle eie sake, oor omstandighede, oor ons land, oor die toestand waarin ons leef. Ons moet aanhou bid. En dan die uitstaande gedeelte hier, Lukas 18 vers 7 en 8, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Ek sê vir julle dat hy gou reg aan hulle sal doen. Die onregverdige regter tree in en hy help daardie weduwee, maar ons regverdige regter, ons hemelse Vader, is daar vir sy kinders wat volhardend bid. Die Here gryp in. Ons moet net aanhou bid. So dis weer net 'n bekende gedeelte, die gelykenis van die onregverdige regter. En ons het hierin gesien, ons hemelse Vader, wat die regverdige regter is, wat soveel liefde en meegevoel vir ons het, hy is daar vir ons. En ons kan soos daardie weduwee enige tyd na hom toe gaan, ons kan hom aanroep, en ons kan die Here vertrou deur gebed, en uiteindelik sal hy antwoord. Ons moet net aanhou bid en nie moedeloos word nie. Nou gebruik mense partykeer die gedagte, ek bid teen die dak vas, en iemand sê so rukkie terug vir my, ek het al ophou bid. Dit voel soms of die Here nie antwoord nie. Ons voel partykeer soos daai weduwee wat keer op keer weggaan voor die regterstoel sonder hulp, maar ons God is getrou. Sy tyd is nie ons tyd nie, maar hy is die regter wat help, wat ingryp. Dit kan nie verander nie, dit sal nie verander nie, hy sal help. Ons moet net aanhou bid. Ons moet nie moedeloos word nie, in alle omstandighede, en hy sal antwoord. Jeremia 33 vers 3, roep my aan en ek sal jou antwoord, jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Hy sal antwoord. So daarom ons elkeen het dinge in ons lewe, partykeer aktief, partykeer is dinge wat al verby is, maar ons elkeen het dinge waaroor ons bid, wat ons die Here voor vertrou, sake wat ons na hom toe vat. Nou dink ons net vanaand aan vers 1, hou aan bid, moenie moedeloos word nie. Die regverdige regter, hy hoor. Amen. Ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Wonderlike Here, baie dankie dat ons daardie gedeelte het wat sê ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, Here, want U is ons regverdige regter. U is die een wat help, en kan ons elke keer hier na U toe kom, Here, en hierdie saak wat ons het, of die ding waarmee ons loop, kan ons hier by U voete kom neerlê, en U tree in. Dankie, Here, dat U daar is vir ons, dat ons nie op ons eie gelos word, en op ons eie sukkel, en net voortgaan nie, Here, maar dat ons 'n regter het, wat altyd daar is vir ons. Soos ons vanoggend ook gesien het met Psalm 23, U is die herder, wat met ons is, sal gaan ons ook deur die dal van doodskade wees, ons sal geen onheil vrees nie, want U is met ons. En vanaand ook, Here, ons bid, dat U vir ons sal die krag, die genade gee om aan te hou bid, en nie moedeloos te word nie. En dankie, Here, daar is soveel getuienisse uit die verlede, mense wat lank gebid het, miskien dae, weke, maande, jare lank, maar Here, U het ingetree, en ons hoor daardie getuienisse, en ons loof U. Dankie, Here, wees met ons deur hierdie aand, wees met ons deur hierdie week, en ons oë is op U gefestig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Sonskyn lag, bid deur die donker nag, hou aan, bid, bid, bid. Ontvang nou die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.